Broers en susters, jong mense en kinders, liewe nuutgekose kerkraad en dienswerkers, vandag met die Sondag van Advent en die Sondag van Vrede in die tyd van Advent, word ons herinner dat ons ouderlinge, die diakens en dienswerkers onder meer ja sê. Ja sê vir die opbou en geestelike versorging van die gemeente. Ja sê om met mense, gelowiges en lidmate in hul nood by te staan. Ja sê om tot verstaan te kom van hoe dit in huishoudings gaan. En uiteraard fondse insamel, maar ook saam met mense te werk gaan en saam met mense bid. Dit vereis 'n omvattende diens aan die totale persoon en gemeenskap, nie 'n navolging van enige een nie, maar 'n navolging van God se bevryding, groei en geregtigheid. Om werklik waar soos die engele van die Here in huise in te gaan, in mense se private ruimtes in te gaan, se persoonlike ruimtes in te gaan en 'n goeie tyding van groot blydskap te bring. Wat 'n besonderse eer en voorreg is dit om ingelaat te word in mense se persoonlike ruimtes en die boodskap van die Here oor te dra. Om te staan in diens van God en die boodskap van groot blydskap oor te dra. Om in 'n persoonlike en intieme wyse met mense om te gaan in diens van God. Dit leer ons in ons leestekstgedeelte wanneer die engele van die Here aan die herders in die open veld verskyn. In this moment it is a remarkable and beautiful Advent moment where heaven and earth meets. Where the divine breaks into this world and meets humanity in an open field. As God's royal heavenly entourage reveal themselves. Dearly beloved, God's royal heavenly entourage reveal themselves not to kings, not to queens, not to emperors, not to those who are in power, not to those who are rich, not to those who are wealthy, but reveal themselves to mere shepherds in an open field. These shepherds become the recipients of divine visitation. As the angels of the Lord reveal the glory of God that would usually only be associated with the Holy Temple, but is now located in an open field. Ek wil benadruk, broers en susters, hulle ontmoet die engele van die Here daal neer en ontmoet nederige skaapwagters, amper so te sê op die vlakkie. But to these shepherds, it isn't only an open field. I truly believe it is something more than just an open field. Because as shepherds, they are bound to this open field. This is their place where they work. This is the place where they gather with all the sheep. This is the place that provides an income to them. It provides a life to them. It is more than simply an open field to these shepherds. This is a place where they meet the Lord. This is a place where they are in their personal comfort space. This open field provides in their needs. So it is more than simply an open field. It belongs to them. They owe their being to this open field. So, broers en susters, as die engele van die Here hul ontmoet by hierdie oop veld, ek glo hulle sal nie ooit hierdie oomblik vergeet nie. Hulle sal nie ooit hierdie oomblik vergeet waar die Here indaal in hulle persoonlike ruimte en 'n ontmoeting met hulle het nie. Because these shepherds, they do not enjoy power, they do not enjoy privilege, they do not enjoy wealth. They are outcasts who had to work hard for a living. They are in debt to the emperors of the world, those who are in power. But God intervenes and God brings about a reversal
in their life, a transformation in their life, even though they feel like, because God brings a message that you have favor in the eyes of the Lord. God het 'n behaag in jou in, al is jy net 'n skaapwagter. God het 'n behaag in jou, al vind jy jouself in hierdie oop veld. God ontmoet jou nie net in die tempel nie, maar God het 'n behaag in jou daar waar jy is. Broers en susters, dienswerkers, ouderlinge en diakens, is die mense wie die hande en voete van die kerk, maar ook van die Here Jesus Christus is. Wie uit Sondag beweer, wanneer die klokke lui, wanneer ons in hierdie tempel in beweer, maar waarin mense se lewe ingaan en die goeie boodskap verkondig. God het 'n behaag in jou. In Kalkfontein, in Silversens, in Sarepta, God het 'n behaag in jou. Dis die blye boodskap wat ons as dienswerkers van die Here moet verkondig. Truly, these shepherds will not forget the day they had this divine encounter with the Lord. Ek wil net maar so anders te timer ek af. So broers en susters, moenie worry nie. Ek in my dag kon ek kan net so 'n dammie. So moenie vrees nie, ons sal nie gaan nie. Maar broers en susters, as een wie hier staan, met my bevestiging was dit gedeel dat dit juis 'n ouderling was wat oor my lewe gespreek het, dat ek eendag 'n predikant sou word. Dit was nie 'n predikant nie. Dit was nie soos ons nou vandag ken 'n profeet, 'n pastor Fabian nie. Nee. Dit was 'n ouderling wie in diens van God gestaan het en kon onderskei deur die werke van die Heilige Gees. Hierdie kindjie word afgestaan aan die Here. Wat 'n beduidende rol kan 'n ouderling, 'n diaken, 'n dienswerker speel in die lewe van gelowiges. Hulle kan daar uitkom waar die predikante nie aldag uitkom nie. Hulle kan daar uitkom waar families selfs nie kan uitkom nie. Soms deel ons medegelowiges hulle hartste diepe verlange nie met familie nie, maar met 'n ouderling, 'n diaken of 'n dienswerker wie die tyd om met hom te sit, om met hom te bid, selfs in die diep slaapkamer wat daar agter in die huis sit, waar u smeekgebede voor die Here bring, wat u kinders nie eens van weet. In hierdie ruimtes word ons as dienswerkers van God, word ons as boodskappers van God ingenooi. Laat ons dit nie minag nie, laat ons dit nie vanselfsprekend af nie, en laat ons dit nie ligtelik opvat nie, maar laat ons dit juis eer, omdat ons staan in diens van God teenoor hierdie medegelowiges. Because, dearly beloved, many times we see angels of the Lord as those dressed in white. Usually, with the children's play, with the Sunday school play, it's usually the tall kids who are the angels of the Lord. Jong, hulle lyk belovend met hierdie lang wit rok en hulle word vlerkes opgesit en hulle word 'n heile opgesit. Many times we think those are the angels of the Lord. But in the New Testament, angel angelos meant a messenger of God. So it's not only these heavenly hosts, these heavenly images that we have. Ordinary people who stand in service of God, who proclaims the message of God, act as angels of the Lord here on earth. Because they carry with them the message of the Lord. They are messengers of God. When you say yes to the service of God, you say, yes, I am an angel of the Lord. Send me, O Lord, here I am. To speak to the hearts of people. To listen to the hearts of people. To journey with people. Want die sien, geliefdes, as die skaapwagters hierdie boodskap van die Here ontvang, as die skaapwagters
hier uitbasyn en sing eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag, dan as ons paar verse aanlees, hulle bly nie op daai vlakkie nie. Hulle bly nie op daardie oop veld nie. Nee, onmiddellik gaan hulle dan heen na Bethlehem en hulle gaan ontmoet vir Josef en Maria daar in die stal. En na al die blye boodskap oor gaan verkondig, dan sê Maria, dan sê die woord so mooi, Maria het al hierdie dinge gekoester in haar hart. As jy die boodskap van God ontvang, dan word jy juis gestuur om dit oor te dra, sodat jy tot bevestiging van iemand anders kan wees, tot stigting van iemand anders kan wees, sodat daardie een kan weet, kan rus in die wete, ek koester al hierdie dinge van die Here in my hart. Van broers en susters, Maria het die skaapwagters eers geken nie. Sy het ook seker gewonder, waar kom hierdie broers vandaan? Wie is hierdie mense? Maar dan nie, hoe besonder is dit in hierdie oomblik, as sy sit met die Jesus kindjie klein in haar arms, in 'n stal. Hier kom wyse manne, hier kom engele, hier kom skaapwagters, en kom haar tegemoet, en gee haar die gerusstelling. Ons het die blye boodskap van die Here Jesus Christus ontvang. Hierdie kindjie klein, hy is die Messias. Dit bring troosting vir haar, maar dit bring stigting tot haar ook. Sonder dat sy weet wie hierdie engele is, word hulle op 'n pad gestuur. As ons ja sê vir die werk van God, dan gaan ons in huise in waar ons nog nooit van tevore was nie. Gaan ons in strate in waar ons nog nooit van tevore was nie. En jy ontvang soveel vreugde en soveel seëninge. In die week sê 'n suster van Kalkfontein, Dominee, toe daai boetas nog dink, hulle gaan nou weer begin 'n klip gooi. Toe staan ek in die middel as skeieregter en ek sê, boetas, stop. My kinders was bevrees, my kinders was angs bevange, maar die Here was met my. Om hierdie stories te hoor, om hierdie getuienisse te hoor, moet ons uitgaan en juist die boodskap van God verkondig in ons huise, in ons strate, in ons gemeenskap, om die verandering teweeg te bring. Vandag kan ons ere bring, nie alleenlik aan die diakens, ouderlinge en dienswerkers wie ja sê nie, maar een en elke gelowige wie hier vandag sit en wie se hart brand om ja te sê vir die werk van God in u verskeie kapasiteite. Om in die werke, in die skole, in die families ja te sê en die goeie tyding oor te dra aan die wie in nood staan. En kyk hoe mooi herinner die formulier vir ons, om die oorsaak van die nood te ondersoek, om dieper te gaan. En wat broei daar? En dit uitdruk van God help ons daartoe. So, in these verses we find humble shepherds who become angels of the Lord. Humble shepherds who become messengers of God and bring about transformation in the world. In the world today, we see many arrogant emperors and tyrants. We live in a world full of war and hatred. We live in a world where people long for wealth at the expense of helping another. In such a world, we are called to proclaim the peace of God, for the peace of God entails the presence of the Lord in our midst, the presence of love, the presence of justice, the presence of mercy, the presence of God's steadfast love. We are called to proclaim this good news in our communities, in our churches, in our homes, even there where brother and sister fight. There we are called to proclaim the peace of the Lord, to bring about true reconciliation, true justice, and true unity. May God, the Lord of hosts, the Messiah, the Savior, help deacons, elders, dienswerkers, maar ook almal van ons in die diens van God te staan.
Amen.